Ons gesels met Dr. Antoinette van der Merwe. Dit is vir my so lekker om hier te hê. Ek noem dit sommer nou uit die staansbereid. Ons kinders gaan soms skool toe of in die kleuterskooltjies, so sien mekaar op so elke nou en dan by die hek. Antoinette, vertel ons, voordat ons nou by die ander goed uitkom. Net die agtergrond, waar het jy groot geword, studeer, daar's 'n wederhelfte, vertel ons 'n bietjie. Ja, Pretoria groot geword, daar in Garsfontein, so in die ooste. En toe besluit ek hierdie ooste raak vir my te veel. Ek wil Stellenbosch toe gaan, so ek het daar gaan swat. 4 jaar in Stellenbosch studeer en toe sê ek Potchefstroom toe. So daar het ek so half studeer, half lektorpos gehad. En toe in daai tyd toe ontmoet ek my man wat toe in Pretoria sit. So toe sy trek terug Pretoria toe nogals groot. Ja. En kort na ons troue toe is ons bietjie Nieu-Seeland toe vir 'n jaar. Gelukkig genoeg geweest om in Wellington, die coolest little capital te bly. Ja. Kort na ons terug is, het ons die kans gehad om bietjie Switserland te gaan. So ons is op en af die laaste paar jaar. En toe het jy toe gaan studeer in Switserland of hoe het dit gewerk? So die geleentheid aanvanklik was vir my man geweest. Hy het die Swiss, dis eintlik so belaglik. Hulle betaal jou om jou PhD te doen. Hulle gee vir jou pos met all the bells and whistles. Ja. So my man was gelukkig om so 'n pos te kry by die ETH in Zurich. En toe is ek gelukkig genoeg oor tyd om 'n soortgelyke pos te kry. So ons was 2 PhD-studente also in die groot stad. Slim mense daar nie. Ja, of eintlik gelukkig geweest. Gelukkig. Hoe was jou ervaring van Switserland? Is dit ek kan dink anders natuurlik. En jy noem dit ook in jou potgooi waar ons nou gaan praat. Yes. Ek weet Switserland is ek dink is so naby aan volmaak as wat jy op hierdie aarde kan kry. Dis 'n skoon land, dis 'n veilige land, dis 'n mooi land. Naweke dan word jy vroeg wakker, klim op die trein, 2 ure later stap jy in die Alpe, klim op die trein terug, drink 'n bier op die ek meen dit is ons nou absoluut belaglik. Dis hoe dit moet wees. Yes, dis die lewe daai. So dit was ons het pelle gemaak, ons het lekker werk gehad, ons het 'n goeie lekker tyd gehad. Ja. En is jou kinders toe in Switserland gebore? Anita, my oudste dogtertjie is gebore in Zurich. Ek dink ons was so 2 jaar daar toe sy gebore. En toe het ons teruggekom Suid-Afrika toe ek swanger is met my tweede, met Eduard. So hy is hier gebore. So hy is 'n Suid-Afrikaanse burger. Ag, maar dit is heerlik. En jy verwys nou spesifiek en ons gaan nou lekker in detail daaroor gesels. Toe jy potgooi begin. Yes. My volk. O my volk. O my volk. Ja. En jy praat nogal spesifiek daaroor 'n klomp dinge. Waar die idee dan nou ontstaan om nou hierdie potgooi te begin? Ek dink, soos ek sê, ons lewe in Switserland was idillies, daar was niks fout daarmee nie, maar ons het altyd hierdie drang gehad om terug te kom. En ons het so in die winter teruggekom Pretoria toe, wat nie die mooiste tyd van ons ja. So plus net na ons terugkom toe tref daai optogte in KwaZulu-Natal en Gauteng. O ja. So my gevoel was altyd, jy weet, ek wil wees by my mense, ek wil wees in my land, by my volk. Maar toe ons land en al daai dinge gebeur, toe dink ek, jy weet, o my volk. O my volk. Het ons die regte ding gedoen. Ja. En so toe het ek het daai eerste jaar en 'n half baie angs ervaar. Ek was bekommerd, het ons die regte ding gedoen. En so toe gaan ek op 'n missie om te probeer verstaan hoekom wil mens terugkom? Jy weet, wat is dit in hierdie plek wat my teruggetrek het? Ja. En die produk is die potgooi. Was dit baie keer 'n geval terug nou in Switserland, het mens daai gevoelens van jy moet jouself konstant ooreed dat jy die regte besluit gemaak het om nou hierdie, want dit is 'n groot skuif. Ek bedoel, dis nie sommer net van ons gaan gou vir die naweek Tromsburg toe nie. Dit is ook amper soos om te Dis 'n groot skuif ook. Maar het jy daai tipe van emosionele wrogings gehad in Switserland? Ja, kyk, ek dink ek het dit meer gehad in my tyd. Ek was ook 'n jaar in Holland en 'n jaar in Nieu-Seeland. Ek het dit daar meer gehad. Ek het daar daai goeters wat jy voel, o, hier's onverwagte dinge wat nie goed sit met my nie. Ek kan nie regtig meer vereenselwig nie en ek moet vir myself sê, jy weet, hierdie is 'n beter plek eintlik. Ja. So ek het dit meer daar gehad. Ja. Ironies het ek nie soveel in Switserland gehad nie. Dit is genuine 'n wonderlike land. Maar ten spyte daarvan het jy hierdie gevoel binne jou wat jy nie verstaan nie, wat voel jy trek terug na Suid-Afrika met al sy probleme toe. Ek gesels verder met ons gas, Dr. Antoinette van der Merwe. Nou, ons praat oor julle skuif Zurich toe en toe terug Suid-Afrika toe. En toe het jy nou begin met hierdie podcast, potgooi. Dus, ek weet ook nie regtig al. O my volk. Nou, as 4 episodes in die ding. Vertel ons 'n bietjie meer van die konsep.
Ja, so ek weet wat ek eerstens gedoen het is ek het mense gaan opsoek. Ek is bietjie navorser, so ek het gevoel laat ek met ander mense praat wat dieselfde as ek is. En ek het met mense gaan gesels wat in verskeie lande oor die wêreld gebly het en besluit het om terug te trek, so Engeland, Dubai, Australië ensovoorts. En ek was nogals geïnteresseerd geweest dat baie van dieselfde temas uitgekom het. Ten spyte van die feit dat hulle verskillende lande was, vir verskillende redes teruggetrek het, verskillende tye, verskillende duurtes. En so ek het so half 4 episodes, die eerste 3 episodes liewer probeer rondom daai temas probeer skryf. En dan die heel laaste ene was my man het eintlik gesê, weet jy wat, jy kort nou nog 'n hoop episode. Want dit help nou nie as jy sê ons het teruggekom, maar hier's nie hoop nie. So die laaste een is 'n bietjie 'n cherry on top. En dit was kies, identiteit en karakter was die eerste 3 en toe kom hoop by. Met watse mense het jy sê nou jy het met verskeie mense gepraat. Wat se So ek het met verkies het ek gesels met Angel Jones van Homecoming X. Hulle sien hulle self as 'n brain gain maatskappy. So hulle trek mense wat geëmigreer het wat poste soek in die binneland weer terug. So dit gaan oor daai keuse vir immigrasie en die keuse vir terugkom. Identiteit het eintlik gegaan oor wie ons is as Suid-Afrikaners. Ons is 'n bietjie 'n vreemde spul. So ek wil verstaan net wie ons is en hoekom is ons anders as ander mense. En toe het ek later gevoel ek wil net so 'n bietjie nog meer hamer op daai karakter. Ek het dit gaan luister. Dit was my baie insiggewend en wat vir my nogal uitgestaan het daar is hoe ons as Suid-Afrikaners jy kry maar meeste en is seker maar wêreldwyd sekerlik so. Dis 'n menslike ding om jy vind 'n groot deel van jou identiteit in 'n groep, in 'n konteks en saam met daai gemeenskap. En ek neem aan dit was maar op die einde een van die groot dryf vir julle om redes vir julle om te wil terugkom, nie waar nie? Ja, ek dink kyk my oupa grootjie was 'n Nederlander. Hy het Suid-Afrika toe geëmigreer in die 1910 vroeg 1900. En hy het op 'n stadium besef hy moet by Suid-Afrika aanpas. Hy kan nie verwag Suid-Afrika moet by hom aanpas nie. En toe het my ouma in 'n brief oor haar lewe so mooi gesê, sy het gesê en toe begin sy eerste stap na integrasie wat ek dink sy hele lewe lank sal duur. Want geen mens kan jou wortels ontken of ontgroei nie. En ek dink daai het vir my half die spyker op die kop gestaan oor jou identiteit. Ons is hier gebore, die eerste paar lewensjare kry jy jou identiteit, jou wortels word geskiet. So ongelukkig maar in 'n moeilike land, maar ek dink ook ons baie voorregte vir ons om Suid-Afrikaners te wees. So dis vir ons is. Die gras is groener in dalk op ander plekke, maar daar is nog goeie redes om hier te bly. En Dawie gaan nou ook met jou verder oor gesels. Dankie dat jy by ons kom kuier dit vanoggend. Ons gesels nou verder. Ek gesels nou met Dr. Antoinette van der Merwe. Lekker om jou te gesels. Ons het so altyd die kameras het ek en jy so 'n bietjie alreeds dik stukke gesels. Maar ek wil net eers by jou hoor. Wat was een van die eerste wat was jou enigste grootste verlange uit? Die grootste misding wat jy gemis het oor Weet jy, ek dink ironies genoeg het ek is nie 'n groot op pap en sous of boerewors of melktert nie, maar daar het ek gevoel vandag maak ek melktert. Onttrekkingssimptome. Ja, seker maar. En julle grootouers is of die ouma en oupa van die kinders, hulle is ook almal hier so en so. Ja, ons is gelukkig dat ons hele familie hier so is, verspreid oor Suid-Afrika, maar almal hier in die land. En mens vind al meer en meer mense wat uit Suid-Afrika uitgetrek het, wat net terugtrek Suid-Afrika. Dit is waar, ja. En dis mense met soos julle nou met besondere goeie kwalifikasies. Nou objektief gesien maak dit mos nou nie eintlik sin nie of wat. Ja, nee, ek stem saam. Dit is deel van die reis waarop ek gegaan het om te probeer verstaan wat ons besiel het om liewer hier te wil bly as in die land van ek weet nie kaas en heuning, maar ja, daar's baie goeders wat nie in die data is wat ons sien oor die lande nie wat mense terugtrek. So vriende en familie is een. Ek dink is 'n sekere kultuur in Suid-Afrika wat jy nie in die buiteland kry nie. Mense is vriendelik, mense is oop. En dan persoonlik het ek net ook gevoel dis 'n geleentheid in Suid-Afrika om regtig 'n lewe met betekenis te leef en om 'n verskil te maak en om betrokke te raak en kreatief te wees. Almal sê altyd weet as jy nou 'n ander plek toe trek en jy se nou weet, as jy nou Nieu-Seeland toe trek, waar jy nou was of Switserland waarmee jy nou was, ek ben daar hulle doen dit ding op 'n sekere manier. Ja. En dit is moeilik om hierdie spul aan te pas. Ja, dit is nie maklik nie. Ja. Weet en maar as mens terugkom moet jy ook aanpas. Was dit ook moeilik om aan te pas terug in Suid-Afrika? Verseker. En ek dink dit was bietjie makliker vir my man want hy het reeds 'n werk gehad as teruggekom het, so hy het net al weer by die dinge ingeval. Ek dink om die waarheid te sê, ek sou dalk nog 'n jaar of 2 kon bly. Hy het so by die deur gesit in sy tas en vir my sê, jy weet, wanneer kan ons nou gaan? Maar ek dink daai eerste jaar en 'n half taamlik
gesukkel om weer aan te pas en dis iets wat ek gehoor het in die onderhoude ook. Baie mense het gesê dis maar moeilik om terug te kom. Kan jy sê wat was vir nou moeilike goed om by aan te pas? Wel, ek dink in die 5 jaar min of meer wat ons in Switserland was, het ek opgelet dat dinge taamlik agteruit gegaan het in Pretoria in terme van dienslewering, goed wat jy kan sien. So dit was bietjie skokkend geweest, dit was sleg geweest om te sien. Maar ek dink dit is ook net 'n ander pas van lewe wat jy weer by moet aanpas. Jy sit weer 2 ure in die verkeer vas wat jy nie doen, daar spring jy op 'n tram en dan sê waar jy wil wees. So dit is die hele gerief daarvan wat jy verloor het is eintlik amper iets wat jy moet ek weet nie, rou. So jy het opgemerk dat Suid-Afrika het agteruit gegaan. Wel, dis moeilik om te sê want mense onthou mos vreemd. Ja. Partykeer onthou jy ook verkeerd. Maar ek het gevoel ek het opgelet dat dinge bietjie ja. Maar jy's nou ontwikkelingsekonoom en ons gaan nou ek het nog 2 stukkies wat ek met jou kan gesels, maar ek wil net die algemene opmerking maak en dan wil ek hoor of jy daarmee saamstem of nie. Almal praat van die goeie ou tye. Ja. En dit is so, Suid-Afrika het die afgelope tyd baie agteruit gegaan. Mense kan op verskeie vlakke dit sien, mense kan op verskeie stelle syfers dit sien, by verskillende veranderlikes kan mense dit sien. Sonder twyfel is Suid-Afrika baie agteruit gegaan. Ja. Maar oor die algemeen het die mensdom die afgelope tyd ongekende vordering gemaak op 'n verskeidenheid van vlakke. Dit het nog nooit in die geskiedenis van die mensdom so goed gegaan met ons soos vandag nie. Nee, verseker. Ek dink as jy kyk dit hang af hoe ver jy uitzoom of inzoom. Ja. Right? So as jy nou 10 jaar kyk, dan kan dit dalk slegter wees nou as 10 jaar terug of wat ook al. As jy kyk van die 1800s af, dan sien ons dat omtrent, as ek nou reg onthou, rondom 90% van mense in armoede was. Vandag is dit aansienlik minder. Ja. Grootliks as gevolg van lande soos China en Suid-Asië wat ongelooflike ekonomiese groei getoon het. Maar so ja, as jy moet kies wanneer in die wêreld jy moes gebore geword het, dink ek het ons die lotto gewen. Die beste tyd nog alle tyd. Nou die vakgebied ekonomie gaan eintlik oor enige ding en ek wil so ver gaan om te sê dat alle besluite is altyd ekonomiese besluite. En die ekonomie gaan oor rentekoerse en oor mense, dit gaan oor liefde, dit gaan oor geluk, dit gaan oor enige denkbare ding en dit gaan oor ontwikkeling. En Dr. Anne-Marie van der Merwe is reeds 'n ontwikkelingsekonoom, Antoinette van der Merwe is reeds 'n ontwikkelingsekonoom en jy is 'n ekonoom, 'n vuil ekonoom. Wel, dis die eerste keer dat iemand my dit doen. Maar 'n vullis-ekonoom. Dit gaan oor vullis-ekonomie. Ja. Vertel ons waaroor gaan dit? Waaroor is jou navorsing? Wat is jou passie? Wel, miskien het dit begin toe ek teruggekom het en ek was geskok oor net die toestand van die paaie en die vullis wat rond lê. So ons kyk 'n bietjie na vullis en hoe mense vullis bestuur as daar nie dienste is nie. So ons sien baie keer in informele of lae-inkomende nedersettings dat mense of damp, jy weet, jy gooi dit maar net ergens want die regering kom haal dit nie, mense maar tyd kom haal dit nie, of jy verbrand dit. En so ons wil bietjie kyk wat is die impak van daai goeders, eerstens op die kindertjies wat rondom daai vullishope groot word se gesondheid. Maar dan kyk ons ook 'n bietjie na gemeenskapsorganisasies wat opkom en sê hierdie is nie lekker nie, kom ons fix dit. Is dit 'n model wat dalk vorentoe kan gaan, wat die munisipaliteit kan oorneem of nie? So ons werk bietjie op vullis. Ja. Weet jy, ek het nou gesê dat ons het nog nooit in sulke goeie tyd gelewe soos wat ons nou lewe nie. So alle goeie goeders gaan saam. Lewensverwagting, skoon omgewing, al die goeie kwaliteit onderwys, gesondheidsdiens, hele ou lot. Maar al die slegte goeders gaan ook saam. Natuurlijk, ja. So lewensverwagting, siektes, vullis, geweld, misdaad, alle tipe van goeders. Hoekom konsentreer jy net op vullis? Is dit nie 'n groter prentjie nie? Is vullis nie maar net 'n onderafdeling daarvan nie? Is daar nie 'n groter probleem nie? Ja, ek dink die probleem is alomvattend. Ek dink dit kom terug by soos jy ook vroeër genoem het by die huishouding, die kultuur rondom die gesin. Ons sien baie gebrokenheid binne die gesin en die gesin is baie keer so 'n mikrokosm van die groter ekonomie, jy weet. So ek is self 'n mikro-ekonoom, so moenie my vra oor inflasie en goed nie, maar ek kan vir jou sê hoe lyk die gesin en hoe hulle besluite neem binne die gesin. So dit verseker, al hierdie goeders is interconnected. Dis hoekom ons verras is om te sien dat iets soos stunting, kinders wat tekort is vir hulle ouderdom, tog lyk asof daar 'n oorsaak is van vullis af. So al hierdie probleme het 'n impak op mekaar. Is dit 'n oorsaak van vullis af of is dit iets wat saam met dit gebeur? Wel, dis nog vra my oor 'n jaar of wat. Ons werk nog aan die data, maar dit lyk asof kindertjies wat naby vullishope groot word, 'n hoër waarskynlikheid het om te kort te wees vir hulle ouderdom, so onderontwikkeld te wees. En ons het in Suid-Afrika, korrigeer my nou, maar jy het vir my genoem 50% van die bevolking kry eintlik nie genoeg nutriënte nie, ek word nie gevoed nie en 25% van ons kinders is werklik waar ondervoed. So
So ons kyk na omtrent 50% van kinders wat in arm huishoudings groot word, 25% wat in huishoudings groot word wat regtige voedseltekort het. En dan praat ons van omtrent 'n vyfde tot of ek sê 'n kwart tot 'n vyfde wat stand het, wat tekort is vir hulle ouderdom. En daai probleem in die toekoms word dit massief, want kinders wat nie reg ontwikkel nie is meer geneig om nie 'n werk te kan hou nie, om nie ekonomies aktief te wees nie, om afhanklik te wees van hulle familie of van die staat. En dit kos ons ekonomie elke jaar miljarde rande. So ek dink dit moet 'n prioriteit wees vir ons almal om te kyk daarna. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek gesels verder nou met Antoinette en ek weet jy het nou die probleem geïdentifiseer, maar ek wil nou weet wat die oplossings is. Maar kom ek voordat we daarby uitkom, net 'n paar syfers gee wat ek nou al reeds baie goed ken. Ons is 65 miljoen mense in hierdie land. Daarvan is 28 miljoen mense wat grants ontvang of vir die sosiale oordragte. Daarvan is 2 miljoen staatsamptenare wat meestal oorbetaal is en meestal onderwerk is. Intussen is die per capita BBP vandag laer as wat was 17 jaar terug. Elke jaar word die aantal mense wat hierdie sosiale ondersteuningsnetwerk moet van gebruik word net meer en meer en die ekonomiese groei is net eenvoudig nie daar nie. Ons is besig om op 'n ramp af te stuur soos aanhou hiermee. Ja. So dit weet ons nou. So wat nou? Jy vra my nou om groot probleme op te los, maar ek dink wel, ja, soos jy noem, die hoeveelheid mense wat bydra tot die staatskas raak minder, en die hoeveelheid mense wat afhanklik is raak meer. So dis 'n dubbele lem, right? Dit sny beide kante toe. So ek dink die eerste ding wat ons net moet kyk, en ek weet julle gaan praat oor die begroting volgende week, ek dink dit is 'n moeilike taak op sigself, maar is om te kyk dat ons sny, en dit was al vandag gesê, ons moet soveel as moontlik sny aan onnodige span. Ons nommer 1 doelwit in hierdie land nou wees om koste effektief te spandeer. Ons kan nie onnodig geld spandeer op goederes wat nie bydra tot ekonomiese groei nie. En dit beteken goeie dienslewering, dit beteken waarde vir die belastingbetaler, dit beteken veiligheid, jy weet die basiese dienste. So ek dink om mee te begin, kom ons kyk na die maklike goed eerste en ons sny wat onkostes wat nie nodig is nie, ons fokus op korrupsie en ons kry daai twee goeders wat nou verder uit mekaar uitdryf bietjie nader aan mekaar. Ek moet vir jou sê een van die eerste dinge wat ek sou gedoen het as ek die mag sou gehad het is inderdaad om te doen waarop jy konsentreer en dis om die plek skoon te maak. Dit gee vir mense meer, ek meen die plek lyk net beter. Dit gee jou iets om op trots te wees, dit gee jou iets om op verder te bou. Maar iets wat ek vir jou spesifiek wil vra want ek kan sommer nou vir jou sê 'n klomp mense gaan vir ons e-posse daaroor stuur op die Facebook sit en so aan. Soos ek genoem het, ons het 28 miljoen mense wat nou die sogenaamde grants ontvang en die meeste daarvan is die kindertoelaag, meeste daarvan. Hierdie kindertoelaag gaan baie mense vir jou sê dra daartoe by dat jong meisies nog kinders kry. Is dit waar? Ja, dit is een van daai tipiese vrae wat 'n ontwikkelingsekonoom na kyk, right? Daar's een of ander wat ons noem 'n treatment in die stelsel in en dan hoe reageer die mense, watse besluite neem hulle aan die ander kant. Ons sien nie op die oomblik in die data dat meisies geneig is om kinders te kry vir die toelaag nie. Ek dink baie van daai meisies is bewus van die feit dat 'n kind baie meer kos as wat daai toelaag is. So byvoorbeeld een eenvoudige aanduiding is dat meisies nie die toelaag kry of nie aansoek doen vir die toelaag van geboorte af nie, eers as die kind min of meer ek dink rondom 2 jaar oud is. Hierdie data kan ook al 'n bietjie verouderd wees. So dis 'n aanduiding dat daai, jy weet, as ek 'n kind kry vir die toelaag, dan sal ek onmiddellik daai toelaag aansoek voordoen. So daar is aanduidings dat ten minste gemiddeld dit nie waar is nie. Natuurlik is daar meisies wat kinders kry vir die toelaag wat nie vooruit dink en dink aan wat die koste vir die kind is en wat die waarde van die toelaag is nie, maar op 'n gemiddelde vlak sien ons dit nie in die data nie. En mense en ek moet ook sê, jy weet, een van die ons kan nie toelaat dat ons mede-Suid-Afrikaners doodgaan van die honger nie. Ons het 'n verantwoordelikheid daaroor, maar ons moet sekerlik die ekonomie in die groei kry, anders gaan ons nie hierdie ding, anders kan ons dit net eenvoudig nie meer bekostig nie. Maar gee vir ons hoop. Geef ons hoop. Wat is daar wat besig is om beter te raak? Watse goeie vooruitsigte het ons nou daar? Soos ek jou nou gesê het, die ekonomie het swak presteer. Die ding wat hierdie engine wat hierdie goedes veronderstel is om alles op te lig, is net nie eenvoudig nie sterk genoeg nie. Wat is daar wat ons kan doen? Wat gee vir ons hoop? Wat sou jy gedoen het? Kyk, 'n ding wat my persoonlik baie hoop gee, is die feit dat ek sien wêreldwyd, veral in Amerika, jy weet, sedert die ouros mannetjie in die Withuis sit, dat ons 'n ongelooflike polarisering het. Wêreldwyd. Mense kan mekaar nie, jy weet, hulle kan nie vir mekaar kyk nie. En daai ding is ongelooflik gevaarlik. Na 30 jaar in Suid-Afrika het ons eerste keer 'n regering van nasionale eenheid. Ja, dinge is moeilik, ja, dit werk nie so goed nie, maar die feit dat mense sê ons sien die ANC doen sleg en ons draai na ander partye toe, kleiner partye, die DA of wie ook al,
daai ding gee my baie hoop. So ons moet vashou daaraan en ek dink organisasies wat nie bydra tot daai eenheid nie, is besig om meer skade te doen as goed. Maar dit is tog ook so. Ek meen daar's 'n industrie rondom die welsynindustrie wêreldwyd alreeds tot stand gebring en dit kan ook nie hou nie. Nee, natuurlik. En ek dink 'n toelaag is die welsynsindustrie en al hierdie goeders is bietjie soos 'n pleister, jy weet. Dit is iets wat nodig is, dit help 'n bietjie, maar dit los nie regtig die diepte van die probleem op nie. So ek dink hulle praat altyd in ontwikkeling van twee velde. Jy wil die langtermyn, wil jy die probleem oplos, maar jy wil ook nou verligting bring aan die mense wat swaar kry. So dis 'n baie fyn balans. Dan spandeer jy al jou geld om verligting te bring aan die mense wat swaar kry, dan spandeer jy niks geld om die actual probleem op te los. Spandeer jy al jou geld daar en dan sal mense wat nou regtig swaar kry. So dis bietjie van 'n balans. Iets wat jy nou nog nie vir my genoem het nie, wat ek nogal gereken het, een van jou eerste antwoorde sou gewees het, en dis vaardigheidsontwikkeling. Ja, ek dink dis belangrik. Mens sien die Wêreldbank het baie bestee in Afrika op vaardigheidsontwikkeling, nie altyd vreeslik suksesvol nie. So dit is nie 'n maklike probleem om op te los nie. Ek dink ek is opgewonde oor die minister van basiese onderrig, sy doen ook goeie werk. So dit begin by 'n baie lae vlak. Daar was nou onlangs 'n studie gedoen deur navorsers van Stanford en ek dink van Munich wat gaan kyk het net wat ekonome baie keer doen is hulle sê is jy ingeskryf by skool, in die skool, ja of nee, en wat is die ekonomiese groei in daai land? En ons het nog nooit 'n korrelasie tussen die twee gesien nie. En wat hierdie navorsers gedoen het, is hulle het gesê, maar kom ons kyk liewer, kan jy lees, kan jy skryf? So hulle het hierdie PIRLS, dit sê, daai goeders gebruik, hulle het dit gestandardiseer vir alle lande in die wêreld. Ek dink dit moes 'n groot taak gewees het. En toe het hulle gesê, as ons as Suid-Afrikaners kan regkry, om vir elke kind basiese vaardighede te gee. Dit beteken, jy kan goed lees, jy kan 'n eenvoudige sommetjie oplos, dan verwag hulle, sal ons ekonomie tot 18 keer groei. Nou, ek het nog nooit iets gesien wat daai tipe groei sal bewerkstellig. En dan kan nog een dingetjie byvoeg, diereproteïene. Dit gaan ook 'n groot verskil, veral ondervoeding in die land. Ja. Dit was wonderlik om met jou te gesels. Ek dink mense jy doen absoluut 'n fantastiese werk. Jy gee 'n ander blik op ekonomie, op ekonome. Ekonome is sulke mense, sulke vervelige mense wat ernstig agter 'n lesenaar sit. Jy kry jou hande letterlik. Jy maak jou hande vuil daar buitekant. Dankie vir wat jy doen en baie dankie dat jy met ons kom deel het en by ons gedraai kom maak het. Baie dankie.